Goeiedag geliefdes, baie welkom saam met ons weer by ons studie oor Romeine, die eerste hoofstuk. En ons gaan vandag stil staan daar by die 11de vers. Maar ek gaan ook vir u vanaf die 9de vers lees, dat u net hoor wat sê die apostel Paulus. Want God wat ek in my gees dien, in die evangelie van sy seun, is my getuie hoe ek onophoudelik aan julle dink, en altyd in my gebede smeek, of ek tog nou uiteindelik 'n goeie geleentheid sal vind, deur die wil van God om na julle te kom. Want ek verlang om julle te sien, om julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word. Nou die woord sê nie vir ons wat die geestelike genadegawe is, wat Paulus in gedagte het, wat hy met hulle wil kom deel nie. Maar een ding weet ons, die apostel Paulus wil met hulle kom deel, die evangelie met hulle kom deel, dat hulle geestelik sal groei, dat hulle geestelik opgebou sal word, en dat hulle verhouding in die Here gevestig sal wees. Met ander woorde, hy kom om met hulle te kom praat oor die verheerliking van die Here Jesus Christus as Here, wat deur die Heilige Gees aan ons gegee is en deur die Heilige Gees bewerk word. Die Heilige Gees is die sentrale persoon, wat die waarhede van God en die waarhede van die Here Jesus Christus aan ons kom verklaar. Die Here Jesus Christus het self gesê, hy sal my verheerlik. Hy sal my aan julle openbaar. Hy sal julle herinner aan wat ek vir julle gesê het, en hy sal julle in die volle waarheid van God inlei. U kan dit lees in Johannes die 16de hoofstuk, verse 12 tot 15. Die hele Bybel is gefokus op die Here Jesus Christus, wat uiteindelik die verlossing na die mens sou bring. Reeds daar van die begin van die skepping af, het die Here vir Abraham gesê dat daar verlossing sal kom deur die seun wat God aan hom gaan gee. Die offers in die Ou Testament, die paaslamp in Egipte land, alles het gedui op die Here Jesus Christus wat sou kom en saligheid na die mens toe bring. Jesaja 53 is by uitstek vir ons 'n presiese weergawe van wat die seun van God deurgegaan het. Hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel, en die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Dan as ons kyk na Hebreërs 9 en 10, dan sien ons dat hierdie offer wat die Here Jesus Christus gebring het, was 'n offer vir die sonde net eenmal. Hy het eenmal aan die volëinding van die wêreld verskyn, om 'n ewige verlossing teweeg te bring, wat nooit weer herhaal sou word nie. As ons na 1 Petrus 1 kyk, dan sê vir ons, hy het ons verlos, nie met die bloed van bokke en kalwers, soos in die Ou Testament nie, maar met sy eie bloed het hy ingegaan, en vir ons 'n ewige verlossing bewerk. Daarom is die totale rykdom van die heerlikheid van God gesetel in Jesus Christus. Efesiërs 1 vers 4 stel dit dan ook. Hy het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. En daarom is dit bitter belangrik dat ek en u daarop sal let, en op die tekortkoming daarvan sal let, dat in die tyd wat ons lewe, in die prediking wat oor die algemeen uitgaan, ja, waaroor ek ook by tye skuldig is dat ons die klem verloor het, en dit gaan nie meer oor die Here Jesus Christus en oor die werk van die Heilige Gees nie. Geliefdes, die Heilige Gees is wat die apostel Paulus bid, dat die Here dit oor hom sal bring, sodat hy geestelike gawes aan mense kan toebedeel. Ek wil vir u net so 1 of 2 gedeeltes lees, Kolossense 1, en wel daarby vers 28 en 29. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan
en elke mens in wysheid onderrig, om elke mens volkome in Christus voor te stel, waarvoor ek arbei en stry, volgens sy werking wat in my werk. Ook in 1 Korintiërs 2 vers 4 maak die apostel Paulus die volgende uitspraak. Hy sê, en my rede en my prediking was nie in oorreding van woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van krag en van die Heilige Gees. En die betoning van gees en krag. Ook in 1 Tessalonisense, die 1ste hoofstuk en vers 5, het ons 'n baie mooi woord, as hy vir ons hierdie woord sê. Want ons evangelie het nie tot julle gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees, en in volle versekerheid, soos julle weet, hoe danig ons onder julle om julle onwil gewees het. U sien, wanneer ons praat oor die verkondiging van die woord van die Here, dan is ons uiters afhanklik van die inwerking van die Heilige Gees. En dit is wat ons vandag nodig het in ons verkondiging en ook in ons getuienislewe aan mense. Die bekragtiging van die Heilige Gees wanneer die woord gepredik word. Wanneer God se woord aan mense verkondig word, dat die krag van die Heilige Gees die woord lewend sal maak. Soos op die dag van Pinkster, waar Petrus preek en baie eenvoudige boodskap preek oor Jesus Christus wat julle gekruisig het. Hom wat julle gekruisig het is die Christus, die Messias. Die Heilige Gees het harte aangegryp en diep in die hart getref, het hulle uitgeroep, wat moet ons doen om gered te word? Waarop die apostel Petrus vir hulle sê, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Prediking in die tyd wat ons lewe, moet in krag en onder die kontrole en beheer van die Heilige Gees wees, sodat mense kan hoor wat sê God en wat is die waarheid van die woord. Daar in 2 Korintiërs, die 2de hoofstuk verse 5, wil ek ook net vir u lees. Die 2de hoofstuk vers 4. 2 Korintiërs, die 2de hoofstuk vers, die 4de hoofstuk vers 5, wil ek vir u net lees. Hoor wat sê hier in die 4de hoofstuk vers 5. Hy sê, want ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as Here, en onsself as julle diensknegte om Jesus wil. En dan maak hy stelling in die 10de en 11de vers. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggame openbaar kan word. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike liggame openbaar kan word. Dit is wat die apostel Paulus vir hulle wil kom meedeel. Ek wil vir julle 'n groot waarheid kom meedeel. Ek wil julle kom versterk. Ek wil julle geloof kom versterk, dat julle weer vasmaak aan die fondamente van die woord van die Here. Dat dit weer sal gaan oor Jesus Christus en die Heilige Gees. Geliefdes, as ons preking nie gaan oor Jesus en die inwerking van die Heilige Gees nie, is dit nie Bybelse prediking nie. Daarom moet die Here vir ons help, en ek pleit dit in my eie persoonlike lewe. Wanneer ek die woord van die Here verkondig, pleit ek by die Here. Here, asseblief, bekragtig net die woord deur die Heilige Gees. Maak net hierdie woord lewend in die harte van mense. Ja, sê ek dit heel dikwels vir die Here, Here, as ek boodskappe opneem en bidure uitstuur en die Heilige Gees gaan dit nie in die harte van mense bære nie, dan wil ek nie verder predik nie. Want my doel is nie om mense met mooi woorde te imponeer nie. My woorde is om mense aan te moedig om die Here te dien en die Here te volg en 'n intieme verhouding met die Here hê. Daarom bid ek asseblief, o Heilige Gees,
bekragtig die woord. En dit is wat ons vandag nodig het. Die kerk van die Here Jesus het dit vandag nodig. Jesus Christus word nie meer verkondig en is nie meer die hooftema van ons verkondiging nie. Ons spreek oor alle sosiale dinge. Ons spreek oor kontroversiële probleme en probleme van die dag. Ons spreek met baie mooi woorde en ons spreek ook baie keer humanisties om mense tevrede te stel en mense gelukkig te hou. Maar die groot vraag wat ek myself vra is, waar is die krag en die autoriteit van die Heilige Gees? Waar is daardie prediking wat nog gelei het tot herlewing? Waar herlewing uitgebreek het, omdat die woord van God met krag tot harte gekom het. En ek dink aan daardie woord van Jonathan Edwards, terwyl hy preek, sondaars in die hande van 'n God van toorn. En mense so aangegryp is dat hulle die pilare rondom hulle vasgryp en uitroep, red my Here, want ek val in die hel. Ek is verlore, ek is verlore. Dit is waarna ek verwys. Nie hierdie goedkoop sogenaamde herlewing soos die Toronto Blessing, wat mense allerhande absurdhede aanvang, en dan sê dis die Heilige Gees nie, maar 'n sonde oortuigende, sonde werkende werk van die Heilige Gees, wat ons weer by die Here uitbring. As ons nie as besef heel eerste ons is sondaars nie, as ons nie besef dat ons verlore is nie, sal ons nie na redding soek nie. Ek luister na prediking in die tyd wat ek lewe. Ek luister na prediking om my. En dan hoor ek hierdie woord dat ons is almal maar reg om die Here te ontmoet. Ons is almal maar kindertjies. Ons het almal die Heilige Gees ontvang. Geliefdes, nie waar nie. Ons is verlore op pad na ewige verderf toe. En as ons Jesus Christus nie as saligmaker ontmoet nie, is ons verlore. En dit is wat mense moet hoor. Julle behoort aan die kerk, ja. Julle is gedoop, ja. Maar ken jy vir Jesus Christus as jou eie persoonlike saligmaker? Ek dink op die dag van Pinkster, wat die Here Jesus Christus se woord verkondig word deur Paulus, en die kerk groei net, 3000 mense. Daarna nog 5000 mense. Wat was die Here se laaste woorde, Lukas 24 en die 49ste vers? Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, Samaria, Judea, tot aan die uiterstes van die aarde. Mag die Here vir ons help om die seën onder die krag van die Heilige Gees na mense te bring. Mag ons weer 'n stuk van Pinkster in ons eie persoonlike lewens ervaar, waarin mense hulle verlorenheid besef en werklik tot die Here begin roep. Mag die Here predikers opwek wat nie skaam is om God se woord te verkondig nie, wat saam met die apostel Paulus sê, ek skaam my nie vir die evangelie van God nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Ek wil na julle toe kom. Ek verlang om na julle te kom, om een of ander Christelike of Heilige Geesgawe, geestelike gawe na julle toe bring. Dat daar groter beheer, groter kontrole, groter heerskappy van die Heilige Gees in julle midde sal wees, wat Jesus onder julle sal groot maak. Geliefdes, daar waar die Heilige Gees aktief is Jesus die sentrale terme. Is Jesus die sentrale boodskap. Hy sal van my getuig, nie van homself nie. Waar die klem op die Heilige Gees is en nie op Jesus nie, is dit nie 'n Bybelse boodskap nie. Die Heilige Gees het getuig om van Jesus te praat. Jesus het getuig aangaande die Heilige Gees, ja. En die Heilige Gees kom woon ons, en hy lei ons in die waarheid van God in. Daarom is dit van kardinale belang dat ek en u weer sal terugkeer na die eenvoudige evangelie van Jesus Christus die gekruisigde, en dat die Heilige Gees dit in ons harte vestig,
en dat die Heilige Gees in ons harte spreek as ons die woord lees. Daarom is dit van kardinale belang om die Bybel te lees, dat die Heilige Gees die Bybel vir my kan oopmaak, dat die Heilige Gees die Bybel vir my kan verklaar, sodat ek geestelik kan groei. Ek wonder of ek vir u mag sê, jy groei net aan die voet van die kruis. Jy groei net daar waar jy sonde aflê, die sondige vlees aflê, en die nuwe mens, Jesus Christus, opneem. Jy groei net daar waar daar 'n transformasie in jou lewe plaasvind, waarin jou God jou van sekere sonde verlos, waar hy nuwe dinge aan jou toebedeel, en jou lewe is voortdurend besig om te verander, soos ek vir u gelees het. Daagliks word ons vernuwe na die beeld van ons Meester. Daagliks word ons liggame verander na dieselfde beeld, as van heerlikheid tot heerlikheid. Ag, hoe mooi sê 2 Korintiërs 4 dit. Terwyl ons is in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Gees wat in ons woon. Daarom as die apostel Paulus sê, ek verlang om na julle toe te kom, om julle een of ander geestelike gawe mee te deel, dan is die intensie waarmee hy moet kom, ek wil hê dat julle die Here beter sal leer ken. Ek wil hê dat julle sal groei in julle verhouding met die Here. Ek wil hê dat die Heilige Gees meer heerskappy in julle lewe sal hê, en dat julle vooruitgang in die Here vir almal duidelik sal wees. Meer kennis van God. Nie kopkennis nie, kennis in jou hart van die lewende God wat jy ken. Die apostel Paulus het aan Filippense 3 vers 10 gesê, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Dat dit die uitroepe van elke kind sal wees, en ons smagte. Here, praat met my. Here, oortuig my van sonde, geregtigheid en oordeel, maar o God, bring my net nader aan u, dat ek u sal ken, en dat ek intiem met u sal wandel. Ag, ek bid dat die Here in u hart sal spreek, dat hy in my hart sal spreek, en dat ons die stem van die Heilige Gees sal hoor, wat ons in die volle waarheid van God inlei, en ons al hoe meer verander na die beeld van ons Skepper. Mag die Here vir u ryklik seën. Mag u God beleef. Mag dit vir u heerlik wees om God se woord te lees. As u God hoor wat persoonlik met jou praat deur sy woord. Die Here seën vir u. Ons gaan volgende week met mekaar verder, maar mag ek in u werklike toegewyde, konkrete verhouding met God hê. Die Here seën vir u. Goeiedag vir u.